Die Galdeërs kom. Ons lees Habakuk 1 vers 5 tot 11. Habakuk bekla sy lot by die Here oor die verskriklike onreg waarin sy volk verval het. Here, hoe lank nog? Sou die Here hom ooit antwoord? Dikwels ervaar ons dat die Here se antwoord op ons lewensvrae teleurstellend baie verskil van die antwoorde wat ons graag sou wou hê. Ons bid dalk vir rykdom, maar hy antwoord deur vir ons armoede te gee. Ons bid vir genesing, maar ons gesondheid verswak verder. Ons pleit vir reën, maar die Here antwoord met 'n verwoestende droogte. Habakuk moes ontdek dat die Here dikwels baie anders gee as waarop jy hoop. Hy sê nie altyd wat ek graag wou hoor nie. Vandag moet ons egter baie duidelik besef, hy is die lewende God. Hy is die een wat die lotgevalle van nasies bepaal. Hy is altyd in volle beheer, al voel dit soms nie vir ons so nie. Die manier waarop hy werk lyk dikwels baie vreemd en verrassend. Hy kan soms goddelose heidene gebruik om sy groot doel te bereik. Al wat hy van my en jou as gelowiges vra, is om in volle geloof steeds aan hom vas te hou en hom ten volle te vertrou. Na Habakuk se ernstige gebed vir uitkoms, kom die Here se antwoord op so 'n oorweldigende manier, dat die arme ou Habakuk amper van sy stoel afval. Die Here sê vir hom, ek gaan die Galdeërs laat kom. Habakuk skrik hom so byna in 'n ander geloof in. Die Galdeërs! Die blote gedagte aan hierdie wrede nasie wat Israel al soveel ellende besorg het, laat hom in mekaar krimp van vrees. Hulle het soos 'n onstuitbare tsunami-golf eenvoudig oor alles en almal in hulle pad gestoom roller. Hulle het vrees en bewing ingeboesem by elke volk in die bekende wêreld. Hulle was die verpersoonliking van alles wat goddeloos en wreed en harteloos was. En God wil hulle gebruik. Here, help ons, so kan ons die arme ou Habakuk se noodkreet hoor. Maar daar is geen reddingsgordel in sig nie. Al wat Habakuk sien, is nog erger verwoesting en wreedheid. Vir Habakuk het dit sekerlik geen sin gemaak nie, maar dis dikwels juis daar, deur hierdie totaal onverstaanbare dinge, waarmee God sy doel bereik met die wêreld en met jou en my. God se stem is beslis nie stil nie, maar ons hoor hom praat op 'n baie ander manier as wat ons verwag. Diegene wat bekend is met die Laagveld, sal beslis weet van die Salati-wind. Sommer vroeg in die oggend steek hierdie noordewind al op, en soos die dag aanstap, raak hy al warmer en droër. Dit verskroei alles in sy pad. Dit voel later asof daar nie meer suurstof in die lug is nie. Jy hyg na jou asem en die vurige wind brand jou longe soos 'n koolvuur elke keer as jy 'n asemteug vat. Die temperatuur draai by 50 grade en dit dreineer jou van elke stukkie krag. Dit voel asof daar net geen einde in sig is nie. Die arme diere staan maar net lusteloos rond en niks doen. Dit help nie eens veel om 'n skadukolletjie op te soek nie, want in die koelte van die boom is dit amper warmer as in die volson. Maar al die laafvelders weet dat hierdie verwoestende wind reën bring, en daarom verdra jy dit. So was die onversadigbare veroweringsdrang van die Galdeërs. Dit was 'n verwoestende Salati-wind wat alles voor hulle verskroei het.
Niks het voor hulle staande gebly nie. Die een volk na die ander het voor hulle geval, totaal verpletter. Van teestand het hulle 'n bespotting gemaak. Dis tog so ironies dat hierdie volk wat die Here gebruik om glad nie erken nie. Habakuk kerm in Habakuk 1 vers 7 en 11. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. En hulle ken net een God, hulle eie mag. Op die hoog af lyk dit asof die Here se antwoord beslis nooit die probleem waarvoor Habakuk oorspronklik gebid het sou oplos nie. Dit vererger net die situasie. Daar was onreg en nou stuur die Here totale verwoesting. Dit maak net eenvoudig nie sin nie. Die stem van God klink hier vir ons onverklaarbaar vreemd. Soveel so, dat ons dit amper nie as God se stem erken nie. Dit laat ons met baie meer vrae as antwoorde. Waarom laat God al hierdie lyding toe? Daar's geen goedkoop antwoorde op hierdie soort vrae nie. Ons het immers geen insaag in God se groot raadsplan nie. Maar een ding moet ons weet, God is beslis aan die werk in hierdie wêreld en ook in my en jou lewens. Dit staan vas. Al wat hy van ons vra, is dat ons sy werk in ons lewens sal erken en hom daarin sal vertrou, al is dit dan ook baie anders as wat ons dit graag sou wou hê. As die stormwater my meesleur, mag ek dalk nie daaruit gered word nie, maar Jesus is elke oomblik langs my in daardie siedende massa. En hy hou my hand styf vas. Vertrou op hom. Daardie selfde stormwater mag my dalk wegvoer na onbekende plekke waarvan ek nog nooit eers gedroom het nie. Habakuk moes leer van 'n nogtans geloof. Hy moes leer om op God te bly vertrou, selfs deur die grootste nood. Soms gebruik die Here juis sulke groot nood om ons geloof in hom te versterk. Moet dus nooit moedeloos raak nie. Glo net. Kom ons bid. Here, die storms van die lewe dreig dikwels om my totaal te verswelg. Help my asseblief sien dat U altyd by my is en dat ek op U kan vertrou. Amen.